Hierdie program word geborg deur DigiCards. Hallo en welkom weer by Hart en Siel hier in die tuinroete. Ons gebruik die woorde hart en siel vandag nie ligtelik nie. Ons is hier by Cancer Care in George. En by my is Engela van der Merwe. En kanker is 'n ding wat baie van ons verg. Maar Engela, eerstens baie welkom op ons program. Baie dankie Elfie en dankie dat julle vir ons kom kuier het. Ja. Dis 'n baie belangrike ding. En eerstens wil ek gou vir jou vra oor Cancer Care. Wat is, ek onthou maar net ons praat van onkologie, hoe die Cancer Care deel geword van julle groepie hierso. Ja. Weet jy Elfie, ons was aanvanklik deel van 'n groepspraktyk wat bekend was as GVI. Wat oor baie jare gekom het in die Wes-Kaap, dele van die Oos-Kaap en Suid-Kaap. En toe seker so ongeveer 11 jaar terug het ons is die groep bietjie verskuif, wil ek basies sê was daar verskywinge binne die groep gewees en ons het 'n nuwe naam gekry as Cancer Care. Maar in die dorp en in die gemeenskap en in die area is ons nog altyd bekend as Outeniqua Onkologie, wat dan nou maar met ons berg en alles daar rondom verwant ook. Ja. Dit is, jy sê nou omtrent 11, jy's al 13 jaar hier? Ja, ek is nou 13 jaar hier, ja. Waar kom jy vandaan? Ja. Ek is 'n maatskaplike werker, dit is my agtergrond, en voorheen in kinder- en gesinssorgvelde gewerk. En toe op 'n dag 'n oproep gekry van iemand van die kankervereniging in George wat vir my gesê het ons het 'n maatskaplike werkpos oop, wil jy nie aansoek doen vir dit nie? Okay, so jy's Ek het gebel. dit gedoen met geen onkologie agtergrond of kennis nie, geen familieverwysing van kanker nie of niks nie en gegaan vir die onderhoud in die werk gekry. Okay. En op daardie stadium was Outeniqua Onkologie se kantore oor kan die pad hier van ons waar Garden Road Radiology se nuwe gebou nou is. Okay. En ek het daar gewerk en oor die dit was pad daar agter die gekom. hospitaal wat jy so die hek dis gegaan het. reg, Ek onthou dit. Toe het ek oor die pad gestap die kant toe om my kollega wat destyds hier was te kom ontmoet, want ons werk nou met mekaar saam, want Kansa doen ons maar die gemeenskapsdeel van die werk en hierdie is 'n behandelende onkologie praktyk. So Kansa is 'n aparte groep met ander non-profit woorde. groep wat gemeenskapsondersteuning doen en supportgroepe en ons is 'n behandelende kliniese praktyk dan nou. 'n Rukkie later het ek verneem dat my kollega moes aftree hier en iemand het my weer gevra of ek nie wil navraag doen en aansoek doen vir die pos nie. Ek het vir die onderhoud gekom, uitgestap vir my man, gesê dit was 'n baie lekker ervaring, maar ek dink nie dit gaan gebeur nie. En ja, 13 jaar later sit ek nog steeds hier. So. En wat presies is jy nou van waar jy vanaf kom? Wat is jou werk hier? Wat moet jy? So ek is my posbeskrywing is as onkologie maatskaplike werker. Okay. Ek werk baie nou saam met ons onkoloë in die praktyk. Ek werk baie nou saam met ons chemosusters, ons administratiewe span en dan die bestralingsspan ook. En dan is my groot rol ook baie as netwerk met die gemeenskap, met jou Kansas, jou hospisse, jou palliatiewe sorg ondersteuningsstelsels wat daar is, besighede wat support bied aan die pasiënte, soos byvoorbeeld jou borsproteses, jou spraakterapeute, jou fisioterapeute, daar's 'n hele lyn van mense en 'n groot deel van my werk is netwerk met hulle en verhoudings So bou. daar is 'n klop dit afhangende van wat met 'n persoon se kanker is nou, gaan dit in soveel verskillende departemente. Ja. Ons praat gereeld as mense hoor van die woord kanker, dan sit dit asof almal so vries. Het dinge verander? Is dit nog steeds iets wat mens moet vrees? Het enige van die afgelope 10 jaar dinge verbeter, het dit verslegter? Wat kan ons aan ons publiek wys hier by julle dat dit nie eintlik 'n doodsvonnis is nie? Ja. Maar 'n mens voel so dit is want daar's so donker omtrent alles altyd. Wat is jou opinie daar? Ek dink en ek dit sluit nou aan by die ander deel van my rol ook as beraader en emosionele ondersteuning vir die pasiënte. So ek dink mense skrik maar nog steeds baie as hulle die woord kanker hoor. Ek dink in verskillende gemeenskappe kyk mense verskillend daarna ook en vir baie mense is dit nog steeds 'n doodsvonnis as hulle dit hoor. Ander mense, veral as hulle al 'n pad gestap het met kanker, met familie en afhangende van hoe die pad geloop het,
is dalk bietjie meer ingelig oor die feit dat dit baie meer behandelbaar is as voorheen. En ek dink wat mense moet weet is natuurlik met meeste kankers, wel met alle kankers, maar dit is nie met almal moontlik nie, is vroeë opsporing die belangrike ding. En hoe vroeër jy dit kan opspoor, hoe meer behandelbaar dit is. Of is dit, en wat basies gebeur is, mense moet bewus wees daarvan dat kanker is nie vandag meer 'n doodsvonnis nie, want hoe vroeër ons dit opspoor en daar's baie bewusmakingsveldtogte, hoe makliker is dit behandelbaar en hoe beter is die uitkoms daarvan. En met navorsing en ontwikkeling rondom behandeling en bestuur van kanker oor die jare wat aan mekaar bly groei, is daar baie kankers wat deesdae as kroniese siektes bestuur word, soos wat jy diabetes en hoë bloed en sulke goed sal bestuur. So dit is nie 'n doodsvonnis, meeste van hulle. Dit is nie 'n doodsvonnis nie. As jy sê die bewusmaking van om te kyk dat jy dit vroeg vang. Ek wil amper sê, sjoeg, mense sê, okay, so waar begin mens? Ja, Hoe, want dit is so 'n ding wat so op jou opkruip, nê? ja. You don't know you got it until it's there. Ja. Maar jy het nie eintlik 'n antwoord daar Ja. nie. Mens moet maar net ja. self ondersoek gereeld en aanhoudend seker doen. Ja, ek dink daar's definitief baie meer bewusmaking daar buite en ek dink dis hoekom die getalle van kanker, een van die redes hoekom die getalle van kanker hoër is ook. Okay. Want daar is al meer vroeër opsporing, want mense is al meer bewus daarvan. Mense is ook baie meer ingestel deesdae op die genetiese faktore van kankers wat wel geneties oordraagbaar is as hulle 'n familiegeskiedenis het of so. Okay. En ek dink die belangrike ding is om bewus te wees van dit wat daar buite gesê word rondom vroeë opsporing, met borskankers byvoorbeeld vir mammogramme, met prostaatkankers vir jou PSA-toetsing, vir jou kolonkankers, die toetse en prosedures wat jy rondom dit kan as voorkomende maatreëls kan doen. So ja, daar's definitief 'n groter bewustheid en mense doen dit meer. Ek dink wat vir my baie keer interessant is mense wat voorkomend optree en dan gediagnoseer word met kanker, se wind is baie uit hulle seile uit, want hulle het dan voorkomend opgetree. Ek is met jou, so dis amper al 'n skokkende teleurstelling. Ja. What did I do wrong? Ja, maar die punt is, dis juis omdat jy voorkomend opgetree is, dat dit vroeër opgetel is en daarom is dit behandelbaar. Hoe is julle ontvangsdametjies? Hoe word hulle opgelei om so iets? En of ek wil nou eintlik ietsie van hulle inbring, want dis die eerste persoon wat hulle sien op daai oomblik om in te kom vir hulle eerste behandeling. Ek wil baie graag bietjie met hulle ook gaan kyk. Seker, ek is kuier. bly jy vra dit. Elfia, weet jy, hulle, en ek sê dit baie vir hulle is die gesig van die praktyk. Absoluut. En hulle is die stem van die praktyk, want dis die eerste mense wie ons pasiënte sien as hulle inkom by die deur, en dis dikwels die eerste mense met wie hulle oor die foon praat, wat vir hulle bel en sê net na diagnose, meneer, mevrou, jy het 'n afspraak by die onkoloog op hierdie datum, en dis baie belangrik. So hulle is almal opgeleide mediese sekretaresse. Daar's hy, om te verstaan as trauma kom met jy manier wat jy dit moet hanteer, né? En dan doen ons mos nou maar deurlopend maar in diensopleiding en om ondersteuning in die verskillende departemente om hulle te help rondom dit ook. En debriefing geleenthede skep ons baie ook rondom dit. Ek dink wat ons ook nie moet vergeet nie is, ons ontvangsdames net soos die res van ons personeel, onkoloë regdeur, is almal mense met siele en harte en met families, en hulle is ook nie van kanker vrygespreek nie. Dit gebeur ook in hulle huise. Ja. Maar ek dink dit is op 'n manier, soos ons van vroeër gesels het oor goed wat met 'n doel gebeur, is dit ook deel van elkeen van ons journey om te kan doen wat ons doen hierso. Van kindersorg af na onkologie toe. Kanker is nie iets en onkologie is nie iets wat jy kies nie, dit kies jou. Ek het nie twyfel Ek kan my nogal daaroor indink, nie. né? Dis 'n ding wat skielik op jou afkom. Ja, dit kies jou, ook jou werk in onkologie. As jy, dis spesiale mense wat in ons praktyk werk. Ek het nie twyfel daaroor nie. Die twee belangrikste behandelinge wat julle hier doen, is die bestraling en dan die chemo. Ja. Ek wil graag net ook sê dat ek dink dit is belangrik dat mense daar buite moet weet dat 'n kankerdiagnose gaan oor baie meer as die diagnose homself en as oor die behandeling van die kanker.
Iets wat my baie opval met sommige van ons onkoloë is ook wanneer hulle die eerste keer met 'n pasiënt praat, dat hulle vir die pasiënt sal sê, meneer, mevrou, ek is nie hier net om jou kanker te behandel nie, ek is ook hier om jou as persoon te hanteer en te ondersteun. En ek dink dit is belangrik. Ek dink ons mense moet weet, kankerbehandeling gaan oor 'n holistiese benadering. Dit gaan daaroor dat ons kyk na die persoon as geheel, sy fisiese, sy kankerdiagnose, sy psigiese en emosionele aspekte. Ons gaan kyk na sy sosiale aspekte, sy finansiële aspek, familieopset, ondersteuning wat hulle het. Want behandeling is 1 keer in 'n week of 1 keer in 3 weke se inkompraktyk toe vir behandeling of daaglikse bestraling wat hulle dalk kry. Maar vir die res van die tyd met hulle lewens aangaan. En ek dink dit is die groot deel waarin hoop lê in kanker ook, dat ons vir ons pasiënte sê, onthou, ekskuus my Engels met dit ook, but you happen to have cancer. Jy is nie jou kanker nie. Jy weet, ons mens kan die verskil sien tussen mense wat daai emosionele ondersteuning het En die wat nie toelaat, want Yes. nie almal laat dit toe ook nie, want onthou dit is ook 'n baie persoonlike pad vir mense, nê? So versus mense wat dit glad nie het nie en wat geïsoleerd leef. Dit het 'n geweldige impak. So vir ons is dit regtig belangrik dat 'n ou die geheel raak sien en in ag neem wat mense se situasie is en was voor hulle by ons die eerste keer ingestap het, want dis die belangrikste. Ja. Baie dankie. Dit is Dis regtig reg. baie innemend en 'n mens vergeet dit. Ja. 'n Mens vergeet dit. Dis 'n familieding, dis 'n saamstaan ding. Maar baie dankie vir jou tyd vandag en vir julle tuis. Ons gaan wel die hele gebou wys waar al die equipment is, maar ons gaan dit vir julle op 'n volgende program wys. Tot 'n volgende keer. Dan gaan ons julle groet. Totsiens.